Here, u liefde reik tot in die hemel, u trou tot in die wolke, u geregtigheid tot op die hoogste berge, die reg wat u spreek tot in die dieptes van die see. Geliefdes, die genade sal by julle almal wees, wat ons Here Jesus Christus met onverganklike liefde liefhet. Amen. Geliefdes, voordat ons uit die woord van die Here saam lees, gaan ons eers saam bid. U kan net so bly sit, dan word ons stil voor die Here. Onse wonderlike hemelse Vader, Here, hierdie lied verwoord, dit wat ons ervaar, wanneer ons in u teenwoordigheid is. Here, want inderdaad is u die lewende God, in Jesus Christus die oorwinnende, en daarom het dit vir ons in ons lewens as gelowiges, as gemeentes, as kerk van Jesus Christus, soveel betekenis. Ook wanneer ons saam is as gelowiges, Here, want u vul ons by die heerlikheid en die volheid van u self. Here, ons is klein mensies. Ons luister nou ook graag na 'n beeld wat die apostel Paulus gebruik om dit te verwoord. Dat mense maar moet besef hoe breekbaar en broos hulle is. Maar dan die ongelooflike, dat u ons steeds, Here, gebruik as u kerk. Dat u ons steeds toerus met al ons tekortkominge en sonde, om die belangrikste boodskap in 'n verskeurde, in 'n hartseer wêreld te bring. Die ewigheid in Jesus ons Here. O Heilige Gees, ons vra nou dat u ook in hierdie oomblikke sal kom en besit sal neem van hierdie erediens. En dat u elkeen van ons harte sal open. En dat u die verkondiger van die woord sal sterk, sodat die woorde van die prediking nie mense gedagte sal wees nie. Want niks anders as God se woord nie. Omdat dit die Bybel reg en eerlik verkondig. Hoor ons gebed, ons vra dit van u in Jesus Christus se naam. Amen. Broers en susters, geleerdes glo dat Paulus eintlik in sy lewe 4 briewe aan die gemeente in Korinthe geskryf het, en dat net 2 van daardie 4 briewe vir die kerk behoue en bewaar gebly het. So ons lees dan een van daardie briewe vanoggend, wat in ons Bybel nou as 2 Korintiërs bekend staan, en ons lees uit hoofstuk 4. En ek gaan net vers 7 tot en met vers 10 lees. Dit is 'n beeld wat die apostel gebruik. En daar is 'n baie goeie rede waarom hy hierdie beeld gebruik. Want dit lyk vir ons asof daar in die Korintiese gemeente groepe was, en mense wat aanspraak daarop gemaak het, dat hulle eintlik so 'n eersterangse gelowiges is. Mense wat in tale kan spreek en gesond maak, en dat daar baie stryd en konflik in die gemeente was. En ek glo dat Paulus met dit in gedagte vir die kerk eintlik kom leer. Dink, hoe moet jy oor jouself dink wanneer jy voor die Here is en wanneer jy besig is met die Here se werk? Is dit so dat mense voortreffelik is? Dat ons wonderlike gawes het wat ons so geweldig belangrik in die kerk maak? En dan lees ons hierdie beeld wat Paulus gebruik. En ek dink hy leer nie net vir die Korintiese gemeente nie, maar vir kerke, vir gemeentes, dominees, ouderlinge, van alle tye. So moet jy eintlik oor jouself dink. Kom ons lees 2 Korintiërs 4, vers 7 tot 10. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik
breek. Die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Ons lees daardie gedeelte wat Paulus geskryf het aan die gemeente in Korinte as God se ewige en onfeilbare woord. Jesus het eendag gepreek, en terwyl hy preek het daar 'n vrou in die skare uitgeroep: "Gelukkig is die vrou wat u gebaar het." En toe sê Jesus vir haar: "Nog meer gelukkig is mense wat in opeenvolgende tye my woord sal hoor en daarvolgens sal lewe." Broers en susters, die tema van ons prediking is die teenstrydigheid van die evangelie. Die paradoks van die evangelie. En die tekswoorde is die beeld van Paulus, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Liewe broers en susters in die Here, in Praag is daar 'n eeuoue kathedraal waar 'n beroemde en uiters waardevolle koningsskat gehuisves word. In 'n spesiale vertrek, versterk met staalwande en agter 7 slotte, word dit bewaar. En die sleutels van die 7 slotte is toevertrou aan 7 bekende en betroubare burgers van die stad. Byvoorbeeld die burgemeester, die biskop ensovoorts. En wanneer iemand na die skat wil gaan kyk, wat slegs by hoë uitsondering toegelaat word, dan geskied alles volgens streng protokol. Die persoon word onder polisiebewaking en slegs vir enkele minute by die skat toegelaat. Andersins is dit in eensame afsondering weggesteek agter slot en grendel. Drietens, die Bybel praat ook van 'n skat. Sonder twyfel is dit die grootste skat wat op hierdie aarde of in die heelal gevind kan word. Paulus beskryf dit as die kennis van die heerlikheid van God wat van Jesus Christus uitstraal. Die skat is niks anders nie as die openbaring van God in Christus aan hierdie wêreld. Dit is niks anders nie as die evangelie boodskap van die kruis en die opstanding van Jesus. Die skat is eintlik niemand anders nie as Jesus Christus self. 'n Mens sou verwag dat 'n skat soos hierdie onder die sterkste hemelse bewaking denkbaar op aarde sou verskyn. En in luukse verpakking. Maar Paulus sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Hy dink waarskynlik hier aan die gebruik in daardie dae om huishoudelike ware en soms ook waardevolle artikels in kleipotte te berg en te vervoer. Dit is 'n handige vervoermiddel, maar met een groot nadeel. 'n Enkele stam en die pot lê aan skerwe en alles wat in die kleipot is, word blootgelê vir almal om te sien. So is die kerk, sê Paulus. Dit moet seker een van die grootste paradokse in die Bybel wees. Aan die een kant is daar
die onskatbare skat van die evangelie uit die hemel. En aan die ander kant is daar die gebroke, breekbare, rose kleipotte. Die skat van God is uitgelewer aan die twyfelagtige gestalte van klein mannetjies en vroutjies aan die wankelrige beskerming van 'n kleipotkerk. Maar so is dit. So lyk God se vreemde en dikwels pynlike paradoks in die wêreld. En Paulus het dit aan sy eie lyf ervaar, net in hierdie gedeelte sê hy, in alles word ons verdruk. Ons word baie keer op die grond neergegooi. Ons dra die sterwe van Jesus Christus in ons liggaam. So die kerk het ook deur die eeue heen beleef. Johannes Calvin het al gesê, ons word die ewige lewe beloof. Ons wat dood is. Ons word die salige opstanding verkondig. Maar intussen leef ons in dood en verderf. Ons hoor van die onuitspreeklike saligheid, maar intussen word ons benoud deur oneindige ellende. Maar geliefdes, hierdie paradoks bring Paulus in sy eie oorweging, in sy eie persoonlike wroeging baie keer, in sy teologiese besinning, bring Paulus later in die 2 Korintiërbrief in hoofstuk 12, waar Paulus worstel met die doring in sy vlees, wat hom moedeloos gemaak het. Bring hom tot by 'n ontdekking, dat God se genade vir hom genoeg is. Dat God se krag juis tot volle werking kom, wanneer hy wat Paulus is, swak is. Sodat hy kan sê, as ek swak is ek sterk. Liefdes, as ons nou eerlik is vanoggend, dan moet ons erken, dat ons hierdie vreemde en pynlike paradoks van nature eintlik wil omruil. Ons het nie vrede met God se volgorde nie. Want ons wil sterk wees, sodat die Here eintlik swak moet word. Ons wil baie keer graag meer word, sodat die Here minder word. Ons wil eintlik hê dat nie Jesus nie, maar ons raak gesien word. Die ou, hoogmoedige mens in ons wil telkens maar weer die hef in die hand hê. Baie keer die mag uit God se hand gryp. Geliefdes, as ons 'n slag as kerk die hand in eie boesem steek, moet ons bely dat ons ook van tyd tot tyd in die geskiedenis, ook van ons eie kerk, probeer het om God se paradoks om te keer, ons ten gunste. Die kerk in Suid-Afrika was in die verlede in 'n mate geborge onder die vleuels van die staat en het 'n magsposisie in die samelewing ingeneem. Vandag het die kerk nie meer daardie vanselfsprekende plek onder die vlerk van die staat nie. Die oordeele van die kerk word nie meer sonder meer as gesagvol beleef nie. Die besluite van synodes en die uitsprake van leraars word nie sommer so deur almal aanvaar nie. Dit moet ons terugwerk op die Here. Die stampe en stote van die toekoms mag ons dalk breek, of ten minste bewus maak van ons broosheid. Die stryd om oorlewing van baie van ons gemeentes mag ons weer ons kleipot status laat besef, sodat die kennis van die heerlikheid van die Here wat van Jesus Christus af uitstraal, onverhinderd deur ons kan straal.
verder as ons kerkmure, en ons eie belang dikwels, ons tradisies en ons grense, dat dit die grootste skat van almal ook deur ons sigbaar word in hierdie land en verder, soos dit hoort. Geliefdes, ten slotte, die paradoks van ons potskerf bestaan is soms 'n pynlike realiteit, maar dit is nie 'n permanente realiteit nie. Daar kom 'n moment in God se tydskedule wanneer hierdie teenstelling opgehef sal word. Wanneer ons kleipotkleed uitgetrek sal word en ons bekleed sal word met 'n heerlike kleed, geskik om God daarmee saam met sy engele en die saliges tot in ewigheid te prys. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag hy wat magtig is, julle van struikeling bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid laat sien. Amen.